Die wonderlike verhaal van Sagaria en Elisabeth in Lukas 1 vers 5 tot 25 is 'n verhaal wat ons almal graag wil verken. Dit is 'n verhaal van geloof, God se beloftes en hoe hy in ons lewens werk, selfs wanneer ons twyfel. Lukas 1 vers 5 tot 7 stel ons voor aan Sagaria, 'n priester, en sy vrou Elisabeth. Hulle is regverdig en godsvreesende mense. Maar ten spyte daarvan het hulle geen kinders nie en hulself is al oud. In daardie tyd was kinderloosheid 'n groot hartseer, soms gesien as 'n teken dat God hulle nie goedgesind is nie, is 'n teken van God se afkeuring. Tog sê Lukas, hulle was onberispelik in God se oë. Het jy al ooit gevoel dat God stil is in jou lewe ten spyte van jou getrouheid? Sagaria en Elisabeth se verhaal wys dat God se plan soms verborge is, maar nooit afwesig nie. Terwyl Sagaria wierookoffer in die tempel, verskyn die engel Gabriël en sê, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. God beloof dat Elisabeth 'n seun Johannes sal hê, die een wat die weg berei vir die Messias. Hierdie kind sal groot wees voor God, gevul met die Heilige Gees en hy sal terugbring na God. Dis 'n massiewe belofte, maar Sagaria twyfel. Hoe is dit moontlik? Ons is te oud. Hoe reageer jy wanneer God se beloftes te groot lyk vir jou omstandighede? In Lukas 1 vers 18 tot 25 word Sagaria stom gemaak omdat hy twyfel, maar God se belofte bly staan. Elisabeth word swanger en sy prys God vir sy genade. Hierdie verhaal leer ons dat God se planne nie afhang van ons volmaakte geloof nie. Sagaria se twyfel kon God se werk nooit stopsit nie. Dink aan jou eie lewe, miskien worstel jy met twyfel oor jou studies, jou toekoms, jou geloof. Lukas 1 vers 13 herinner ons, jou gebed is verhoor. God werk, selfs in ons stil tye. Hoe kan jy vandag op hom vertrou, selfs al verstaan jy nie alles nie? Lukas 1 vers 5 tot 25 wys ons dat God se beloftes kragtig is, selfs wanneer ons twyfel. Sagaria en Elisabeth se verhaal is 'n herinnering dat God ons gebede hoor en sy plan deurvoer op sy tyd. My uitdaging vir jou, neem vandag 5 minute om Lukas 1 vers 13 te lees en te bid. Here, help my om op U te vertrou, selfs in my twyfel. Kom ons gaan en kom ons leef in die hoop van God se getrouheid.